Goeiemôre Suid-Afrika, 20 Mei. Dis al 1600 Suid-Afrika tyd. Ek's bietjie laat vandag. Bietjie besig. En wat gaan aan daar in Iran? So onthou ons nou al 'n skietstaking vir omtrent 6 weke en Amerika se vloot het 'n blokkade in die Strait of Hormuz om te keer dat iemand besigheid doen met Iran. Hulle het sover al 88 skepe teruggedraai wat probeer deurgaan om met Iran besigheid te doen of uit Iran uit te kom. Die res van die stryd is oop aan die Amerikaanse kant. Enige ou kan deurgaan as hy wil. Die probleem is, die Iraniërs dreig dat is 'n skip daar deurgaan, gaan hulle op hy skip skiet met 'n fast speed boat met guns agterop of met drones of so. So die hele wêreld is kwaad vir Amerika, maar eintlik is dis Iran wat die stryd toehou. Dis hulle wat die skepe dreig het, hulle gaan op hulle skiet en hulle gaan sink en hulle gaan seemyne in die see gooi. Dis nie Amerika wat die skepe dreig nie. Amerika is oop, jy kan deurgaan as jy wil. Ongelukkig, daai dreigemente is groot genoeg vir die insurance companies om nie te betaal dat hulle skepe deurgaan nie. Dis hoekom dit alles nogal stil staan. En nou is almal vir Amerika kwaad, maar wie is die ouens vir die wêreld hostage hou daar? Die Iraniërs. Hoe dit ook al sê, Iran dreig nou dat as Amerika op hulle stryk, want hulle sien nie kom 'n ding. As Amerika weer op hulle stryk, Amerika en Israel, sal hulle die Amerikaners en die Israels wipe van die map af. Want hulle sê al vir dekades so, death to America, death to Israel. Maar hulle sê, hulle sal met alle massive strikes al die buurlande aanval en ander lande in die region wat nie eens die buurlande is nie van sover as hulle kom. So wat doen hulle weer? Soos vir al wat hulle kan doen, terrorisme. Ons gaan die ander lande wat nie betrokke is, ons sal hulle skiet as hulle op ons skiet. Kan nie terugfight nie. Maar nou ja, kom ons kyk na die Ford, die USS Ford het teruggetrek. Hy is nou terug in, hy het al laasweek, naweek in teruggekom by sy port in Amerika, die aircraft carrier. Dit was die langste deployment vir 'n aircraft carrier sedert Vietnamoorlog. So daai ons is seker baie gemaklik en baie bly hulle is terug na 'n baie lang deployment vir die Ford se crew, al die mense. Dis omtrent so 10-12,000 mense in totaal wat terug is by hulle huise, na hulle carrier groep terug is. So hulle is baie bly daai soldate, maar hulle sal vervang. So daar is nog steeds 2 carriers, strike carrier groups in die omgewing en kleiner carriers wat ons daar het van die Marines. Vol gelaai, almal, ekstra magte, daar's nou ekstra cargo wat ingery het en ekstra air-to-air refuelers. En die mag wat in jou omgewing is, wat wag vir president Trump se stryk is sterker as wat dit was met 28 Februarie. En hulle is gereed vir enigiets. Dat is nou weer baie valse informasie dat Amerika se vloot Kamstig bang is en terugtrek. Nou dat die Ford teruggetrek het. Ja, die vloot was Kamstig bang en hulle teruggetrek. Jy gaan maar daai tipe valse informasie kry. Amerika het die oorlog verloor. Daai hoor ek ook baie. Is mooi. Dis eintlik funny. So, intussen kom die guy Ayatollah en hy roep hierdie is nou 'n holy war. So, jy kan sien waar hulle mindsets. Hulle sê as Amerika ons attack, gaan ons almal skiet en almal wipe in die guy Ayatollah wat nog niemand gesien het van die 28 Februarie af nie. Wat nog nie sy gesig gewys het nie en baie diep onder die grond wegkry. Hy kom vertel sy mense, sy volgelinge, hierdie is 'n holy war. So as hy kom met die uitspraak, dit is 'n holy war, beteken hulle soek nie vrede nie. Hulle soek nie vrede nie. Olieprys hoor nog steeds hier by $100 vat, so hy gaan daar bly tot daai een heeltemal oop vloei kom van olie, gaan die olieprys daar bly. En as jy nou kyk vandag die ekonomie van Iran, hulle betaal nou al of hulle kry of betaal nou al 1.3 miljoen rials vir $1. So hulle ekonomie, hulle currency werk nie meer nie. Hy het gekollapse saam met hulle ekonomie wat nou, hulle inflation is baie hoog. Hulle het al meer as 2 miljoen jobs verloor in die laaste maand of 2 maande. So hier is die probleem. Die populasie is te bang om in opstand te kom teen die regering, want hulle het nie guns nie en die regering skiet hulle. Dis wat gebeur het in Januarie. 40,000 amper van hulle doodgeskiet in die strate deur die regering. So as dit gebeur, dan is jy maar bangerig om op te staan. So
Dis die stand van sake vir vandag. Ek's Morne Botha vir Koppel TV. Geniet die dag.